luister vanoggend na die woord van die Here vanuit 2 Kronieke hoofstuk 7. 2 Kronieke hoofstuk 7, verse 11 tot 22. Maar voordat ons luister na die woord van die Here, verenig ons eers saam in gebed. Almagtige en ewige, drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Ons aanbid U. Ons buig laag voor U troon van genade. U wat die enigste ware, lewende, soewereine God is. U wat groot is. Oneindig groot. In majesteit en heerlikheid. Ja, U is absoluut heilig. En ons in ons swakheid en nietigheid en die bewuswees van ons sonde en gebrokenheid is opreg dankbaar vir die voorreg dat ons voor U kan kom staan, dat ons voor U troon mag buig, dat ons U mag aanbid. U naam wat absoluut groot en heilig is, selfs op ons lippe mag neem, met die besef dat ons dit doen met groot versigtigheid, met vrees en bewering, met ontzag. Dankie vir die voorreg dat ons vanoggend ook weer as gemeenskap van gelowiges, as kerk van Jesus Christus die Here, ook hier in hierdie kerkgebou kan saamkom met die een begeerte, en dit is om U te dien, om U te eer, om te luister na U woord, dit wat U sê, want ook by ons is daar die begeerte om U te ken, altyd meer en meer te ken, beter te ken. En om te doen wat U sê. Om aan U gehoorsaam te wees. Daarom bid ons dat in hierdie oomblikke dit in ons hart en gemoed sal stilmaak, dat ons werklik sal hoor wat U sê. Dat ons harte sal open en ons verstand sal verlig. Dat ons sal hoor, sal luister, sal verstaan. Ook dit in ons eie lewe sal raak sien. Waarmee en waartoe U ons aanspreek en aanspoor. Dit bid ons in die naam van ons Heiland en Middelaar, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. 2 Kronieke hoofstuk 7 vanaf vers 11. En toe Salomo die huis van die Here en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het om in die huis van die Here en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het, verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom: Ek het jou gebed gehoor, en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies.
As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie? Of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet? Of as ek pes onder my volk stuur, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Nou sal my oë oop wees, en my ore luister na die gebed van hierdie plek, sodat ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. En wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig soos jou vader Dawid gewandel het, deur naamlik te doen net soos ek jou beveel het, en my insettinge en my verordeninge onderhou, dan sal ek die troon van jou koningskap bevestig, soos ek dit jou vader Dawid beloof het, deur te sê, daar sal vir jou nooit 'n man ontbreek, wat in Israel sal heers nie. Maar as julle afkerig word, en my insettinge, my gebooie wat ek julle voorgehou het, verlaat, en ander gode gaan dien, en julle voor hulle neerbuig, dan sal ek hulle uitdruk uit my land, wat ek aan hulle gegee het. En hierdie huis, wat ek vir my naam geheilig het, sal ek van my aangesig wegwerp, en daarvan 'n spreekwoord en 'n spotlied maak onder al die volke. En hierdie huis wat so hoog was, elkeen wat daar langs verbygaan, sal verstom staan en vra, waarom het die Here so gedoen met hierdie land en met hierdie huis? Dan sal hulle sê, omdat hulle die Here, die God van hulle vaders verlaat het, wat hulle uit Egipte land uitgelei het, en ander gode aangehang en voor hulle neergebuig en hulle gedien het. Daarom het hy al hierdie onheil oor hulle gebring. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing salig, dit is werklik gelukkig is ons, wanneer ons die woord van die Here hoor, die woord in die hart bewaar en strewe daarna om gehoorsaam, gelowig en getrou volgens hierdie woord van die Here te leef. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, heel eerste vraag wat ons vir ons elkeen self persoonlik in alle eerlikheid en opregtheid voor die Here moet antwoord. Dit is u tevrede met die stand en die pyl van u geestelike lewe? Is u tevrede met waar u in u verhouding met die Here is op hierdie oomblik? Hier en nou. Is u tevrede met u toewyding en u gehoorsaamheid en u diensbaarheid aan hom? As ons elkeen nou persoonlik moet antwoord, nadat ons werklik 'n bietjie nagedink het oor ons geestelike lewe en ons groei as kind van God in ons verhouding met hom, dan is die noodwendige, noodsaaklike en baie belangrike vraag dit: hoe naby of hoe ver is ek aan of van die Here? Is daar vooruitgang in my geestelike lewe? Dalk het ek stagneer, of dalk heeltemal begin vervlou, dalk begin afvallig raak. Met ander woorde, hoe lyk my persoonlike lewe en elke aspek daarvan voor die Here nou op hierdie oomblik? Ken ek hom vir wie hy is?
luister ek na wat hy sê, en is daar die begeerte en die strewe om te doen dit wat hy sê, en wat hy aan my openbaar. As ek gehoorsaam aan hom, as ek toegewyd aan hom, al kos dit my alles. Selfs al kos dit my lewe. Dit met betrekking tot elkeen van ons se persoonlike lewe, maar ons kan die kringetjie bietjie wyer trek en sê, dink ons die gemeente se geestelike pyl is op standaard en goed genoeg? Is ons oortuig dat die AP Kerk Oudtshoorn 'n lewende, geestelik groeiende, geesvervulde gemeente is, waar lidmate werklik aktief deelneem aan die gemeentelike aktiwiteite? Goeie gesindheid saamwerk en meewerk in die opbou en uitbreiding van God se koninkryk hier op aarde. Hoe naby of hoe ver is ons van die visie wat ook op ons kalender gedruk is, naamlik kerk wees tot eer van God deur vreugdevolle liefdesdiens. Dan kan ons die kringetjie nog verder trek. Ons vra, wat van ons land en ons volksgenote? Hoe lyk die lewe van ons volk? Sou ons werklik kon sê, in alle eerlikheid en opregtheid, dat die Afrikaner hier in Suid-Afrika nog 'n Christelike volk is? Hoe lyk ons volkslewe, ons mede-volksgenote se beginsels, hulle norme en waardes op alle terreine van die lewe? Is ons werklik nog volk wat getuig van die groot dade van God? Of het ons ook maar begin stil word en begin swyg en maar gelate saam in die stroom beweeg en aanvaar? En hierdie is baie belangrike, indringende vrae waaroor ons werklik ernstig moet besin. Indien ons van mening is dat alles in orde is, soos hierbo genoem, dat daar geen plek vir verbetering is nie, dat alles in plek is, dat alles goed genoeg is, dat ons tevrede is, dan sal hierdie teksgedeelte van 2 Korintiërs, 2 Kronieke, hoofstuk 7, ons moontlik glad nie aanspreek nie. En sal die woorde van hierdie teksverse soos water van 'n eensirig afloop. Ons glad nie raak. Maar indien ons van voorneme is om in ons verhouding met die Here te groei, indien ons voorneme is om meer toegewyd en gehoorsaam aan hom en sy woord te lewe, om as gemeente meer toegewyd, eensgesind en geesvervuld te wees, en as volk weer in gehoorsaamheid en toewyding voor die Here alleen te buig, dan brand daar sekerlik 'n duidelike vuur in ons hart, wanneer ons die woorde van 2 Kronieke 7 hoor en oordink. Daarom, kind van God, hoor die stem van die Here, verootmoedig voor hom, en hy sal uitkoms beskik, volgens sy wil. So wie is dit dan wat opgeroep word tot verootmoediging? Dit is belangrik dat ons dit verstaan. Die woord van die Here stel dit baie duidelik. 2 Kronieke 7 vers 14 staan daar, my volk oor wie my naam uitgeroep is. Met ander woorde, dit is hulle wat voor die Here moet neerbuig in verootmoediging. Nou hierdie gedeelte in 2 Kronieke 7 is die antwoord op Salomo se gebed tydens die inwyding van die tempel, dit wat ons in 2 Kronieke hoofstuk 6 lees. En die Here bevestig dat hy hierdie tempel gekies het
om sy naam daar te laat woon en daar die gebede van sy volk aan te hoor en te verhoor. Dus, die Here sê baie duidelik dat wanneer die volk hulle voor hom verootmoedig, wanneer hulle tot inkeer kom en hulle bekeer, dan sal hy hoor, en hy sal vergewe, en hy sal uitkoms beskik. Maar die ander kant is ook waar, dat indien hulle hom gaan vergeet, as hulle sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge gaan verontagsaam en ander gode gaan dien, ongehoorsaam gaan wees aan sy woord en wil, dan sal hy onheil oor hulle bring. Hoor hier in die duidelike oproep van die Here, elke kind van God, oor wie die naam van die Here uitgeroep is, moet hierdie woord hoor. Dis 'n dringende woord. Dit is elkeen van ons, elke gelowige, elke Christen, navolger, disipel van die Here Jesus Christus. Die kerk van ons Here Jesus oor die eeue heen, elke stam, elke taal, elke volk, elke nasie, oor wie die naam van die Here uitgeroep is. Elkeen van ons word opgeroep tot verootmoediging, tot bekering. Elkeen van ons, in ons eie persoonlike lewe, maar ook as gemeente, as AP Kerk Oudtshoorn, of watter kerk of gemeente u lidmaat van is, u word geroep om te herbesin. Ons word geroep om 'n balansstaat van ons lewe op te stel, waar ons bepaal of ons ryk is of bankrot. Nou ons weet mos 'n balansstaat werk nou so. Dis 'n stuk papier met 'n lyn in die middel. Aan die een kant lys jy jou bates, en aan die ander kant lys jy jou laste. En as jou bates meer is as jou laste, dan is jy ryk. En as jou laste swaarder weeg as jou bates, dan is jy arm, dan is jy bankrot, dan is jy nie moeilike. Soos ons elkeen van ons eie persoonlike lewe op hierdie oomblik moet sit, en ons moet 'n balansstaat van ons lewe opstel, hoe sal daar die balansstaat lyk? Wat weeg die swaarste? Is dit ons verhouding met die Here? Gehoorsaamheid aan sy woord en gebod? Of is dit die aardse materiële dinge wat enigiets kan wees, van geld, besittings, sport, aansien, voorkoms, noem maar op? Wat is van meer belang? En ons sou baie prakties nou 'n lang lys van goed kon noem, wat aan albei kante van hierdie balansstaat neergeskryf kan word. Dis die uitdaging vir elkeen van ons om hieroor te gaan nadink en hieroor te besin. Maar dalk net prakties 1 of 2 voorbeelde. Dit beteken dat wanneer ek eerder op 'n Sondag met ander dinge besig is, of dit nou is dat ek my besigheid bedryf, of sport beoefen, of 'n toeskouer is daarvan, of dit langs die veld is, of wanneer ek dit maar op die televisie kyk, eerder as om hier in die erediens te wees. Met ander woorde, enige iets wat my weghou van hier die gemeenskap van gelowiges, waar ons saam kom in 'n erediens, enige iets wat in daardie pad staan, lê aan die laaste kant. As dit swaarder weeg, is ek nie moeilik. Indien ek meer tyd spandeer aan enige iets anders, en in ons tyd is iets so sosiale media nogal 'n ernstige probleem, want wanneer ek meer tyd op sosiale media spandeer, as wat ek spandeer in teenwoordigheid van die Here deur middel van stilte tyd, en Bybelstudie en gebed, of wanneer selfs Bybelstudie, stilte tyd en gebed moet plek maak vir tyd op sosiale media, of wat ook al anders,
dan weeg my laste kan swaarder op hierdie terrein. En dan moet ons die oproep tot verootmoediging en bekering duidelik hoor, en ons moet ag gee daarop en erns maak daarmee, en iets daadwerklik daaraan begin doen. Want dis die geheim. Ons moet die woord van die Here hoor, die vermaning hoor, die oproep tot verootmoediging hoor, daarop ag gee, en dan iets daaraan doen. So waarom moet kinders van die Here dan verootmoedig? Hoekom is dit nodig? In hierdie teksgedeelte gaan dit juis oor die belang en die betekenis van die tempel en die godsdiens van Israel. Ons weet en ons verstaan dat die tempel vir die volk die hart van hulle godsdiens was, wat God self die plek gekies het waar die tempel moes staan en dit telkens duidelik gemaak het dat dit die plek is waar hy sy volk wil ontmoet. Daar by die tempel moet die Here gedien en aanbid word. En om iets daarvan te verstaan, moet ons die woorde van Psalm 27 vers 4 hoor. Die versigtiging van 'n kind van God. As hy sê, een ding het ek van die Here begeer. En dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Hoor jy dit? Een ding het ek van die Here begeer. Een ding. En dit sal ek soek. Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, in sy teenwoordigheid. Naby hom, by hom. Maar so ken ons dan ook die droewige en die hartverskeurende geskiedenis van Ou Testamentiese Israel. En ons weet dat hulle nie gehoor gegee het aan die oproep en die waarskuwings van die Here nie. Hoe hy hulle telke male gewaarsku het, telke male deur middel van sy profete opgeroep het tot bekering. Opgeroep het tot verootmoediging. Gesmeek en gevra het en dan weet ons, hulle het afgedwaal van sy weë. Hulle het vervlou in hulle diens aan hom. Sy insetting en sy verordening en sy gebooie het hulle nie gehou nie, maar eerder vergeet. Ander gode, afgode gedien. Die Sabbatdag ontheilig. Hulle rug op God gedraai. En allerhande sondes het vir hulle meer en meer aanvaarbaar geword. En as gevolg hiervan het die Here sy volk telke male gewaarsku dat hy hulle gaan tugtig. En as deel hiervan sou die tugtiging wees droogtes, geen of baie min reën, verwoestende sprinkaan pla wat alles tot op die grond afvreet, allerhande pestsiektes. En so weet ons, is die volk ook later in ballingskap weggevoer en moes hulle onder vreemde volke en vreemde regerings leef. En as ons nou so na onsself en die wêreld rondom ons kyk, en ons sien alles aan die gang wat aan die gang is in ons lewens en in die wêreld en in die lewens van mense, selfs, en ons sê dit met groot respek en aanhalingstekens, selfs in die lewens van goeie, gawe Christen. En in kerke oor die wêreld, en ons luister na al die godslasterlike uitsprake en onbybelse standpunte en wetgewings oor sake soos evolusie en aborsie en seksualiteit en huwelike en al die ander sake wat aan die orde van die dag is. En ons sien hoe mense meegesleer word om die geldgod te dien deur middel van dobbelary en lotery en werk en arbeid op Sondag en oneerlikheid en bedrog en korrupsie en noem maar op. En dan sien ons ook hoe ons mense met soveel toewyding hulle tyd en geld spandeer aan baie ander dinge. Wêreldse goed. Maar daar is weinig of geen geld en tyd vir God en sy kerk.
En dan kan ons maar net stil word. In diepe ootmoed en bid en pleit, smeek en vra, soos die tollenaar by die tempel, o God, wees my sondaar genade. Jy sien, dit is ons, die kinders van die Here, wat moet verootmoedig en tot inkeer moet kom. Dis ons met wie die Here 'n vaste verbond gesluit het, waarin hy beloof het om ons God te wees, wat ons sal beskerm en ons sal lei en ons sal seën. Aan ons kant van daardie verbond het ons beloof om sy volk, om sy kind te wees, wat hom sal dien in gehoorsaamheid en toewyding. Dis ons wat in hierdie wêreld as kerk van die Here Jesus lewe, wat in ootmoed moet buig onder die kragtige hand van God. Ons moet verootmoedig, laag buig voor die Here en hom met ons gebede opsoek, tot inkeer kom, tot bekering kom. Ons moet buig en bid en bekeer. Want om te verootmoedig beteken dat jy jouself laag maak. Dit beteken om nederig te word. Om alle geestelike hoogmoed en meerderwaardigheid te laat vaar. Om werklik te verstaan dat jy as kind van God swaar en diep gesondig het. Met ander woorde, jy ken jou sonde en ellende. En jy weet wat se ellende dit veroorsaak in jou en in ander mense se lewens. En jy bely dit opreg voor die Here. En wanneer jy dit bely het, dan breek jy daarmee. Jy laat staan daar die sonde. Jy huil daar voor die Here. Is u al hier in u lewe? Het dit al werklikheid in u lewe geword? Dalk en hopelik meer as een keer. En nie, dan is die vraag, is dit nie dalk nou die tyd? Nou, om juist daar te kom. Laag, nederig, in diepe ootmoed voor die Here. Ons moet tot die werklike besef kom dat dit so nodig is. En daar is vele sprekende voorbeelde van hoe God ons, sy sondige volk, elkeen van sy kinders tugtig, sodat ons sal buig en bid en bekeer. En kom ons dink maar in alle eerlikheid en opregtheid aan ons eie lewe. In biddende afhanklikheid voor die Here en wanneer ons dit doen, dan sal ons baie duidelik die voorbeelde in ons lewe herken en raak sien van die tugtende hand van God. Waar hy met ons besig is en besig bly. En dis genade, dat hy ons nie los nie. Dat hy selfs met sy tugtende hand ons lewens aanraak. En dan sal ons die voorbeelde herken en raak sien. Hy sal dit aan ons openbaar en die belangrike is dan dat wanneer hy dit aan ons openbaar, waar ons sy tugtende hand in ons lewe sien, dat ons sal luister na sy stem, sy woord sal hoor en dan daarop sal reageer. Wat beloof die Here dan aan sy kinders? Die Here Jesus het na sy kruising en opstanding verwys as die tempel wat afgebreek en weer herbou sal word. En dit beteken dat die sentrum van geloof verskuif het, weg van 'n gebou af, maar nou na 'n persoon. Jesus Christus die Here. Dis in hom dat God die Vader elkeen van sy kinders ontmoet. Ons word opgeroep tot 'n lewe van volkome oorgawe en toewyding aan Jesus Christus die Here. Dat ons heiland en verlosser is, deur wie ons die belofte het van die ewige lewe. Hy het gesê, ek het gekom dat julle die lewe kan hê
en dit in oorvloed. Sien waar God se kinders voor hom buig en bid en hulle bekeer. Hoor hy hulle gebede en smeekinge. En hy vergewe hulle sondes deur sy seun Jesus Christus en hy genees hulle land. En hy neem sy tugtende hand weg en hy maak hulle weer heel. Dit wat stikkend is word herstel. Dit wat gebroke was word heel gemaak. Hy skenk uitkoms volgens sy belofte, soos en wanneer hy wil, tot eer van sy heilige naam. Sien, ons moet duidelik die stem van die Here hoor. En wanneer ons werklik stil word, en ons besin hieroor, dan besef ons dat God hard en baie duidelik met elkeen van ons in ons persoonlike lewe as kerk en as gemeente en as volk praat. Ons huidige politieke en ekonomiese omstandighede hier in Suid-Afrika, die knellende droogte in hierdie dele van die land, dit is duidelike tekens dat die Here met ons, sy kinders besig is. Dat hy met ons praat. Dat hy ons oproep tot verootmoediging en bekering. Ons moet sy stem hoor, maar hy praat ook met ons in ons eie persoonlike lewe en hier sal elkeen van ons eie voorbeelde kan invoeg. Eie voorbeelde kan identifiseer waar die Here hard en duidelik besig is om met my persoonlik te praat. Word stil voor hom en hoor sy stem. Dit geld ook vir ons as kerk. Ons moet die stem van die Here hoor en ernstig opneem. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. En hierdie dankbaarheid moet so duidelik sigbaar in ons lewens word, ook in ons toewyding en diensbaarheid en die gesindheid waarmee ons teenoor mekaar optree en reageer. Hoe ons in die gemeente werk en met mekaar deel. Kom ons neem onsself deur die kragvolle werk van die Heilige Gees voor om die volgende te doen en daarin te groei. 3 dinge. 1. Om werklik anders te word. Op alle terreine van die lewe, om te groei in heiligmaking en 'n rein lewe waarin ons streef om meer en meer die voorbeeld van ons Here Jesus Christus na te volg. 2. Om met groter erns die Here op te soek in aanhoudende gebede, om hom met groter toewyding te dien, met groter gehoorsaamheid aan hom en sy woord, diensbaar te wees, op alle terreine van die lewe. En 3, om werklik te breek met die sondes in ons lewe. En daardie sondes kan nou enige iets wees, enige iets van woede, jaloesie, afguns, haat, nydigheid, onvergewensgesindheid, liefdeloosheid, afgodediens, sondagontheiliging en nog 'n hele klomp ander dinge. En elkeen van ons lewe sal dit anders wees. So mag die Here gee dat ons werklik tot inkeer sal kom. Dat ons sal strewe daarna om hom bo alles lief te hê en ons naaste soos onsself. Dat ons sal strewe daarna om die drie enige God eerste in ons lewe te stel. Dat ons diens aan hom en ons toewyding aan hom die hoogste prioriteit in ons lewe sal wees. Dat hy die belangrikste sal wees. En dat ons lewe op alle terreine van hierdie wêreld daarvan sal getuig. In woord en in daad, in handel en wandel. En mag die Here gee dat die AP Kerk Oudtshoorn sal groei in geesvervuldheid en toewyding, in eensgesindheid op alle terreine. En mag die Afrikaner volk, ons eie volksgenote tot ware inkeer
en bekering kom. En hoor, werklik hoor, en luister hoe hard en duidelik God met ons praat. Hy is nog met ons besig. Hy het ons nog nie gelos nie. Hy sal ook. Maar ons moet sy stem hoor en die tugting van sy hand voel. Die tyd is nou om ernstig hieroor te besin en hierop te reageer. Om te doen, werklik te doen wat God sê. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige, ewige, drie-enige God, ons buig vanoggend laag in die nederigheid voor U. Ja, ons moet erken dat ons U tugtende hand voel. Dat U ons oproep tot inkeer en verootmoediging en bekering. Dat U met ons besig is. Ons is dankbaar dat ons weet dat U ons nie vergeet nie, dat U ons nie los nie. Dat U nie U rug op ons draai nie. Maar ons voel wel U tugtende hand. En ons gebed is, o God, wees ons genade. Dankie vir die belofte wat U gee, dat as ons sonde bely, is U getrou en regverdig om ons daardie sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ons het vanoggend gehoor dat U sê dat U die hart van klip uit ons vlees wegneem en in die plek daarvan 'n hart van vlees gee. Dat U gees in ons binneste gee. En maak dat ons die insettinge en die verordeninge onderhou en doen. Lei vir ons. Beskerm en bewaar vir ons, hou vir ons styf vas. En help ons dat ons sal groei in ons verhouding met U, in toewyding en diensbaarheid, in gehoorsaamheid. U het gesê, dit is my geliefde seun en wie ek welbehae het, luister na hom. Help ons om dit te doen. Ons bid in die besonder vir elkeen wat op hierdie oomblik gebuk gaan onder beproewing. Hulle wat siek is, wat bedroef is, wat hartseer is, wat pyn en lyding ervaar, wat moedeloos geword het. U ken die omstandighede van elkeen van die kinders. U ken ons harte. U kyk baie diep in ons harte in. Ons bid dat U volgens U wil, soos U wil en wanneer U wil, die uitkoms sal beskik. En sal genees en sal vertroos en sal versterk en sal bemoedig. Ons bid vir reën. Here, U sien ons nood. U ken ons behoefte. En ons wil pleit en smeek en vra, o Here, dat U op U tyd, volgens U wil, wel die reën sal gee vir mens en dier en natuur. Dat hierin die uitkoms sal beskik. Ons bid vir ons gemeente, ons kerk, U kerk oor die wêreld heen. Ons bid vir ons land en ons volk. U ken elkeen se hart. Ons bid dat U deur die kragvolle werk van U Gees elkeen sal wil en werk soos U wil. Ons
dankie dat ons dit alles mag bid, nie omdat ons enigsins iets hiervan verdien nie. Ons bid dit in die naam van ons Heiland, Middelaar en Verlosser, ons Here Jesus Christus alleen. Amen.